Ek hou nie altyd daarvan om te dink voordat ek praat nie. Ek wil partykeer net so verbaas wees soos almal anders as ek iets sê. Dit was 'n grapie, jy mag lag. Was dit bietjie koud vanoggend, jy het nog nie warm geword nie. Nou ek wil vanoggend met jou gesels oor 'n baie bekende storie. En so imagine nou net, jy ken nie hierdie storie nie. So ek wil jou nooi om net jou hart oop te maak en net die storie van vooraf te sien. En mag die Here iets kom stir in jou hart, wat jy miskien nog nooit raak gesien het nie, sodat ons hom beter kan sien en hom beter kan beleef. En ons tel hierdie storie op in Markus 8. Nou Markus 8 is die gedeelte waar Jesus sopas die 4000 mans gevoer het. So dis die 4000 mans plus hulle vrouens en plus hulle kinders. So dit was eintlik bitterlik baie meer as dit. En dan is dit hierdie awesome wonderwerk waar Jesus die broodjies gevat het en die vis gevat het en dit alles vermeerder het. En dan is almal super hyped, hierdie wonderwerk het gebeur en daar's leftovers. Amen. Daar's niks beter as leftovers nie. En dan vaar hulle oor die see na 'n ander dorp toe en daar kry hulle teenstand. Nou ek wil gou by jou hoor, het jy al ooit soos van 'n hype afgekom en dan kom jy soos jy kom van die kerk af en die Here is goed en daar's wonderwerk en dit is hierdie amazing goed en dan kom jy by die huis of jy kom môreoggend by die werk en die eerste ding wat jy kry is nee. Hierdie teenstand. Het julle dit al beleef? O, is nie net ek nie. Goed. Maar anyway, hulle beleef hierdie teenstand en Jesus raak eintlik kwaad vir hierdie mense want dit is nou die fariseërs en hulle is besig om eintlik net vir Jesus te sê, hulle soek tekens. Hulle het nou gehoor van hom, hulle wil nou net tekens sê, hulle wil wondertekens sê, dat hy is regtig wie hy is en hulle bevraagteken net Jesus die hele tyd. En dan hoor wat sê Markus 8 vers 12, dit begin met Jesus sug toe diep. Dan weet jy is klaar op die verkeerde pad, as Jesus diep vir jou sug. Dan sê hy, waarom wil julle mense so graag 'n wonderteken hê? Ek verseker julle, ek gaan aan hierdie bose geslag mense geen teken gee nie. Vers 13 sê, hy het hulle toe net daar gelos en in die skei geklim en weer na die oorkant toe vertrek. Eerste punt wat ek net hier wil uitlig is, kom ons mis nie wat die Here mee besig is nie. Kom ons mis nie die dinge deur net die tekens en net die goeders te soek en die punt en die kern van wie Jesus is te mis in hierdie storie nie. Maar dan gebeur iets baie interessant en ek is so dankbaar vir hierdie volgende gedeelte want dit wys vir my dat daar's gewone mense in die Bybel. Mense soos ek en hopelik mense soos jy ook. En weer eens wys God vir ons dat gewone mense wat ook nie altyd verstaan wat aangaan nie, wat ook soms die punt mis, is ook vir Jesus belangrik. En die volgende vers 14, Markus 8 sê die volgende, hy sê die disippels het vergeet om brood te koop. Dit was voor Checker 6060, so hulle het regtig 'n probleem gehad, okay? Hulle het net een brood by hulle in die skei gehad. Nou, hulle was omtrent 13 mense, so dit is definitief 'n probleem. Jesus waarsku hulle toe, wees baie versigtig vir die suurdeeg van die fariseërs en Herodes. En Jesus is eintlik net besig om, soos wat hy gepraat het in Lukas 12, om vir hulle te verduidelik dat die skynheiligheid, die mense wat net die teken soek, maar nie die wonderteken naar God te soek nie. Soos pas op vir hierdie mense, pas op vir daai, moenie jy weet, weier om te aanvaar wanneer Jesus actually iets doen nie. Wanneer God actually teenwoordig is, aanvaar dit. Moenie net soek vir nog tekens en nog dinge, en dan wanneer jy dit actually sien en hoor, sê nee, dit is nie. En dan sê hy actually in hierdie vers, sê hy vir hulle, be continually on your guard against the leaven, dis nou die suurdeeg, of the Pharisees. That is their pervasive, corrupting influence and teaching, which is hypocrisy, producing self-righteousness. Hierdie mense het gedink, hulle is beter as ander mense oor hoe hulle kan neerpraat en ander goeders probeer uitfigure en verduidelik en net hoe hulle tekens soek om bewyse te gee. En dan soos net die disippels kon, vers 16 sê, hulle het toe onder mekaar geargumenteer. Hy het dit omdat ons geen brood by ons, hy sê dit omdat ons geen brood by ons het nie. Nou,
Weereens normale mense, net soos ek en jy, wat ook soms die punt mis. Amen. Dit was nie 'n goeie plek om amen te sê nie. Ons mis partykeer die punt. Jesus is besig om iets te verduidelik en hulle stry oor brood. En gelukkig gaan dit aan. Vers 17 sê, Jesus het geweet wat hulle dink en toe vir hulle gesê, waarom argumenteer julle onder mekaar omdat julle nie brood het nie? Sal julle nooit leer of verstaan nie? Is daar nog steeds soveel weerstand in julle harte? 'n ander vertaling praat van, is julle harte so verhard? En dan vers 18 sê hy vir hulle, julle het oë, kan julle dan nie sien nie? Julle het ore, kan julle dan nie hoor nie? Onthou julle dan glad nie? Die NIV van hierdie vertaling sê die volgende, hy sê, do you have eyes but fail to see, and ears but fail to hear, and don't you remember? Dan gaan Jesus aan en verduidelik so 'n bietjie wat hy bedoel. In vers 19 sê hy, toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol oorskiet het hulle opgetel? En dan antwoord hulle om 12 mandjies. Vers 20 sê, en toe ek die 4000 met 7 brode gevoed het, hoeveel mandjies oorskiet het hulle toe opgetel? 7, het hulle geantwoord. En dan sê Jesus, verstaan julle selfs nou nog nie? Het hy hulle gevra. Wat is eintlik besig om hier te gebeur? Wat is eintlik besig om te gebeur? Wat maak dit so saak dat die disippels begin stry het oor brood en die punt eintlik gemis het? Hoekom is dit so belangrik dat Jesus vir hulle vra, onthou jy nie? Onthou jy dan glad nie? En Psalm 78 gee vir ons so 'n klein bietjie insight in hierdie onthou konsep, en dit begin met die uitnodiging om te sê dat ons moet ons kinders leer wat goed is, die goeie goed wat God al gedoen het, en dat hy as leier vir ons 'n les wil leer, en dan in die hele geskiedenis, dan as jy terugkyk, dan sê dit vir ons dat die geskiedenis van Israel is die lesse wat geleer is van dit. En dan sê hy in vers 4, we will continue to tell our children and not hide from the rising generation the great marvels of our God, his miracles and power that have brought us all this far. The story of Israel is a lesson in God's ways. Dis God se manier wat ons vir ons kinders moet vertel, vir die generasies wat kom, vir die generasies wat nog nie eens gebore is nie. En dan sê hy, leer en vertel hulle die volgende geslag van die wonders, van die mooi goed, die goeie, die asemrowende dinge wat God al gedoen het. Dit is basies 'n bevel wat vir ons gegee is. Wat hy vir hulle sê, soos almal moet die stories van God se goedheid ken. En as almal die stories van God se goedheid ken, sê hy in vers 7, in this way, every generation will set its hope in God and not forget his wonderful works, but keep his commandments. Die Afrikaans sê, so sal hulle op God kan hoop, die werke van God nie vergeet nie, maar sy bevele gehoorsaam. En hier begin ietsie duidelik word. Hier begin iets meer sin maak. Hier begin die onthou, die remember konsep, so klein bietjie meer in perspektief gesit word. Want weet jy wat, wanneer ons onthou, verander dit ons perspektief. Wanneer ons onthou, verander dit hoe ons situasie sien. Dit shape die prentjie wat ons het van God. As jy so pas deur 'n massive wonderwerk is jou perspektief anders oor God. Ons het vanoggend gepraat oor Charles. Hoeveel dae was jy in die ICU gewees nou? Of in die hospitaal gewees? 3 weke. Nou net uitgekom, Vrydag uitgekom. 3 weke in die hospitaal, en vanoggend toe ek hom groet, sê hy net vir my, ek is so dankbaar om by u te wees. Die Here is so goed vir ons. Dis die stories van God se goedheid en guns in ons lewens wat ons perspektief verander. En dit maak dat ons dinge anders begin sien. En die stories van God vertel en wys sy hart vir ons. Dit wys vir ons hoe hy oor ons voel. En is dit nie miskien makliker om gehoorsaam te wees aan God wanneer ons sy hart ken nie? Wanneer ons weet hoe hy oor ons voel, is dit makliker om gehoorsaam te wees. Is dit nie makliker om God te vertrou wanneer ons weet dat niks is onmoontlik vir ons God nie? Want ons onthou 'n onmoontlike situasie. En ons sê maar, dis nie vir God onmoontlik gewees nie.
En is dit nie makliker om, nadat ons sy wonderstories en sy wonders gesien het, om te sê, Here, ek verstaan nie wat aangaan nie, maar dis reg, ek sal doen wat U sê. Dit sit dinge net so 'n bietjie in 'n ander perspektief. En hierdie Psalm gee vir ons hierdie voorbeeld van die seuns van Efraim wat aangaan. En almal was goeie vegters, goed toegerus, hulle het al die equipment gehad, hulle het al die goed gehad wat hulle nodig gehad het om te doen, maar toe die oorlog kom, toe hardloop hulle weg. Weg in vrees, en hulle is bang, en die vraag is hoekom, en dan antwoord hy hom in vers 10 van Psalm 78, en hy sê, they didn't really believe the promises of God, they refused to trust Him and move forward in faith. En dan hoor die kern hierso, they forgot His wonderful works and the miracles of the past. Hulle het vergeet wat God al gedoen het. En toe hardloop hulle weg in vrees. Hulle het nie die wonders van God onthou nie. Hulle prentjie van God het nie hulle huidige situasie geshape en beïnvloed nie. Hulle het vergeet wie God is en wat hy kan doen. En mag ons dit nooit doen nie. Mag ons nooit vergeet wie God is nie. So hoekom is dit so belangrik vir ons as kinders van God om die goeie goed wat hy al gedoen het te onthou? Ek wil weer vir jou daai vers lees. Do you have eyes but fail to see? Do you have ears but fail to hear? And don't you remember? En as ons praat oor daai eerste twee konsepte, sien en hoor, dis nou tyd, dis huidige tyd, dis nou omstandighede goeders. En as ons praat van om te sien, dan is dit soms die goed wat ons nou dadelik raak sien, maak nie altyd sin nie. Ons sien nie altyd God se goedheid en guns in ons huidige situasie raak nie, né? Ons sukkel partykeer om te sien dat God gaan deurkom. Ons sukkel partykeer om hierdie voorsiening in die wonders te sien. Ons sien partykeer net die berg. Ons sien partykeer net die giant voor ons en ons sukkel. Partykeer hoor ons nie altyd presies wat die Here wil hê ons moet doen nie. Partykeer voel ons is nie seker nie. Jy voel jy bid en alles, maar dis asof die Here nie vir jou duidelikheid gee oor wat om te doen in daai situasie nie. Ons voel die noise level van die wêreld is net te hard en daar's net soveel stemme wat net praat, en as jy jou Facebook oopmaak, dan AI een of ander iets gehoor wat jy gisteraand gesê het en dan pop hierdie goed op en jy, ja, hy luister vir jou, net soos die Here. Maar ons hoor nie altyd dadelik wat om te doen nie. Dis hierdie twee is, om te sien en te hoor, is huidige konsepte. Maar, ons kan altyd onthou. We can always remember. Ons kan altyd terugkyk op dit wat die Here al gedoen het. Op die wonders van die verlede, hoe hy ons deurgedra het, hoe hy ons gesond gemaak het, hoe hy vir ons deur oopgemaak het, nuwe werk gegee het, hoe hy weer hoop kom gee het in tye wat ons gedink het, daar is nie hoop nie. En die kere wat jy na 'n situasie gekyk het en gesê het, Here, ek weet nie meer nie. Die Here was getrou. Die konsep van Ebenezer, Here, tot hiertoe het U ons gedra. U sal ons dan in die toekoms in ook dra. Amen. Dis in hierdie tye waar ons nodig het om net stil te raak en te onthou dit wat die Here al gedoen het. Dat die Here is nog steeds goed, dat die Here is nog steeds getrou. Dat ja, ek was al deur 'n moeilike situasie. Daar's so 'n konsep wat ek hou van om partykeer net vir myself te sê, en dit is I've been here before. Hierdie is nie die eerste keer wat ek deur 'n moeilike tyd gaan nie. Hierdie is nie die eerste keer wat ek die Here vertrou vir iets nie. Hierdie is nie die eerste keer. I've been here before. Dis dalk op 'n ander level, dis dalk 'n ander manier. Maar die Here was toe ook vir my goed. Die Here was toe ook by my. Ek was toe ook nie alleen nie. En dit kom shape ons perspektief. En ek wil jou vinnig vat na 'n storie toe, Dawid en Goliat. Dawid kom by Goliat aan. Wat sien hy? Hy sien 'n reus. Hy sien 'n onmoontlike situasie. Sien hy die oorwinning? Nee. Sien hy hoe val die reus op sy neus? Nee. Hy sien 'n onmoontlike situasie. Wat hoor hy?
Hy hoor mense wat vir hom sê, jy kan dit nie doen nie, jy is te klein. Wie is jy? Jy het 7 ouer boeties wat almal nicer is as jy. En as hulle te bang is, dan moet jy ook te bang wees. Wat hoor hy? Hy hoor hoe hierdie ou sy God uitdaag. Hy hoor nie die Here wat vir hom sê, vat hom 'n groote nie. Maar hy onthou. Hy onthou die oorwinning wat God al vir hom gegee het. Hy onthou die beer en hy onthou die leeu. En hy sê, as die Here by my was met die leeu, as die Here by my was met die beer, wie is jy? Die Here gaan by my wees met jou ook. Die Here sal vir my die oorwinning gee. Die Here sal vir my guns gee in hierdie onmoontlike situasie, want daai was ook 'n onmoontlike situasie. Ek weet nie van jou nie, maar as 'n beer op my afgehardloop kom, is ek weg. Dit klassifiseer vir my as 'n onmoontlike situasie. Ek weet nie of jy bietjie meer taaf is as ek nie, bless jou hart. Ons altyd daai een ou wat sê, nee, ek kan 'n beer vat. Nee, jy kan nie. Maar anyway, as die Here 'n onmoontlike situasie soos dit kan reg uitwerk, dan hierdie situasie is nie vir hom onmoontlik nie. Dawid is besig om te onthou hoe die Here hom gedra het, hoe die Here hom gered het in die situasies. En miskien het die vorige goed ook soos 'n losing battle gevoel en hy sien en hy hoor losing battle hier voor hom, maar hy onthou dit was nie 'n losing battle nie, so hierdie een gaan ook nie wees nie. En die Here kom vir hom deur, ons ken die stories, en dit raak 'n testimony wat ons, hoeveel 1000 jaar later nog steeds vir mekaar vertel van Dawid, wat hierdie klein mannetjie wat gekom het en met 'n klippie en 'n slingervel 'n reus laat val het. Hy onthou die oorwinning wat die Here vir hom gegee het. En hy gee vir ons 'n key hierso. En hy kom sê vir ons dat die testimonies van ons verlede shape die toekoms en ons verwagting en ons perspektief. En ek weet nie van jou nie, maar ek kan regtig waar in my lewe sê dat die Here het my nog nooit gelos nie. Die Here het my nog nooit verlaat nie. Dit het al so, as ek na my omstandighede kyk, het dit so gelyk. En partykeer as ek stil raak en ek probeer hoor, dan het so gevoel ook. Maar as ek terugkyk, dan weet ek, hy was by my. En ek glo jy kan dit ook sê. En elkeen van ons het ook 'n testimony van dit wat ons kan onthou waar die Here vir ons deurgekom het, waar ons gedink het dit is onmoontlik. Testimony beteken letterlik in Hebreëus, die kern van daai woord, en nou kan jy vir my daai slide opsit, is to witness, to return, en dan die main konsep hierso is a repeat, soos 'n repeat performance, and to do again. Nou dit sê vir ons dat die gedagte hier letterlik is, dat ons kan, as ons 'n testimony hoor, expectant in ons hart wees, dat dit is wat God weer wil doen. Amen? So, wanneer ons iets cool hoor, wanneer ons hoor die Here het genees, wanneer ons hoor daar was bloeding op die brein, maar die Here, dan sê dit vir my, God genees nog steeds. Dit beteken daar's hoop, daar's vreugde in ons hart, en dat God dit weer wil doen in ons, en dit kweek 'n verwagting in ons hart, dit kweek 'n verwagting dat die Here is nog steeds besig om te werk, en dit gaan verder as net 'n oulike notaboekie wat jy by die huis hou, en al die cool goeders, is 'n mooi potlood, dan is myne, al die cool goed wat die Here al vir jou gedoen het, dis great om dit neer te skryf, en jouself so te encourage. Maar dit is nie net op papier nie. 'n testimony is nie net 'n ou rekord wat ons hou van God se goedheid in ons lewens nie. Dit bly nie soos net in 'n boek en dis iewers te ver nie. Dit leef iewers in ons hart, want dit kweek 'n expectation dat God kan dit weer doen. So wanneer ons die Bybel lees, dis dieselfde God wat dit gedoen het. En om hierdie ding net so bietjie meer duidelik in jou hart in te laat vassit, sodat ons kan besef daar's krag in testimonies, want dit shape hoe ons die Here sien, en dit shape hoe ons omstandighede sien, en dit shape hoe ons na ons berge kyk. Wil ek vir jou gou 2 goed gee. Bietjie konteks wat jy nodig het, sodat jy kan sien ek sê vir jou wat in die Bybel staan en nie my eie opinie nie. Die eerste een is God verander nie.
Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus bly steeds dieselfde, gister, vandag en vir altyd. Maleagi 3 vers 6 sê, I the Lord do not change. Dis as God dieselfde is, as wat hy nog altyd was, en hy bly dieselfde, dan kan hy dieselfde goed doen, as wat hy altyd gedoen het. Nee? Amen? So as God vir Moses die Rooi See kon oopmaak, is dit nou 'n ander God, kry ons nou net, jy weet, dis nou die Valrivier, wat hy moet oop. As die Here die deure kan oopmaak, in 'n onmoontlike situasie, vir Moses, dan kan hy dit vir my doen. Die tweede konsep is, dat God het nie favorites nie. Die Afrikaans praat van, hy is nie 'n aannemer van persoon nie. En die vers hier is Romeine 2 vers 11, wat sê, God does not show favoritism. En Handelinge 10 vers 34 affirm presies daai. God het nie favorites nie. So God is nie een van daai ouens wat wit broodjies het, en dan sê hy, oom Jan, jy is my favorite, ek gaan vir jou dit doen. Maar daai ander, sies vir hulle is nie goed genoeg nie. Dis nie hoe God werk nie. So dit sê vir ons dat dis dieselfde God, dieselfde wonderkrag, dieselfde krag wat nou in ons is dieselfde krag daai tyd gewees. It's the same. En dit sê ook, as God nie 'n aannemer van persoon is nie, Moses was nie sy favorite nie, David was nie sy favorite nie, ek is ook sy favorite. God het net favorites of glad nie favorites nie. Jy kan kies. Ek verkies om te dink dat ek is sy favorite, maar dan is jy ook sy favorite. Dit was 'n goeie plek om amen te sê. So as God nie 'n aannemer van persoon is nie, beteken dit niemand is belangriker as iemand anders nie. Hy sal nie vir iemand anders iets doen en sê dis onmoontlik vir jou nie. Ons weet nie altyd hoekom dinge nie gebeur nie. Maar die punt bly staan. If he did it then, he can do it now. So wat beteken dit vir jou? Dit beteken dat ons kan lewe spreek in ons omstandighede in. Dit beteken dat as ons na 'n situasie kyk, dan kyk ons nie na daai situasie en dink, oef, Here, onmoontlik. Ons kyk na 'n situasie en sê, o, my God het al. My God het al. Laas jaar toe dit en dit en dit gebeur het, kyk wat het die Here gedoen. Toe COVID getref het en ons gedink die wêreld gaan eindig, hier sit ons. Toe ek in die hospitaal was en nie hoop gehad het nie, het die Here my gedra. Toe my dogtertjie gebore is op 29 weke en ek sê vir die Here soos, Here, ek weet nie of ek weduwnaar, vrouloos en kindloos gaan wees ewe skielik nie, want ek weet nie. En ek het hierdie stoei met die Here in daai oomblik gehad, waar ek sê, Here, ek weet nie. Ek weet nie wat is die toekoms nie, ek weet nie wat is die ding nie. En is asof die Here toe ook vir my gesê het, you've been here before, en ek sê, Here, ek het nog nooit 'n kind op 29 weke gekry nie. Sê die Here vir my, daar was al onmoontlike situasies in jou lewe gewees. Onthou jy dan nie? En mag ons die onmoontlike goed, die goed wat die Here gedoen het in ons lewens, mag ons na dit vaskyk, want as jy ewe skielik onthou dit wat die Here al gedoen het, dan shape dit hoe jy nou voel. Hy het al voorsien. Hy het al deurgekom toe jy nie hoop gehad het nie. Hy het al restore. Hy het al vir jou oorwinning gegee. Hy het al vrygemaak. Dit beteken hy kan weer. He can do again. En mag ons met hierdie expectation leef in ons harte van as God dit al gedoen het, dan kan hy weer. Mag ons onthou wat hy gedoen het. Mag het nooit wees dat die Here vir ons sê, do you have eyes but fail to see? Do you have ears but fail to hear? And don't you remember? Mag ons hier by Dynamica onthou wat die Here gedoen het. Hoe die Here goed was, sy wonderwerke, sodat ons hoop voluit op hom kan sit. En ek weet nie of jy daai vers raak gelees het,
Nou, die mense het eers hulle hoop in die Here gesit, toe die gebooie onderhou. Mag ons hoop in die Here sit. Mag ons onthou dit wat hy doen, wie hy is. Hy verander nie. En hy het nie favorites nie. Hy kan weer. Ek hou daarvan om AI te gebruik en AI sê die volgende, hy sê, a testimony is a memory with faith attached. Ons sien en hoor nie altyd dadelik nie, maar ons kan altyd terugval op dit wat die Here al gedoen het. En ek glo vanoggend dat die Here iets in jou hart kom stuur, dat hy is nog dieselfde God. En as jy die Bybel lees, hoop ek, jy trek het terug na jou toe en sê, Here, U het vir Dawid. Dankie vir my ook. Here, kom doen dit weer. Here, toe Moses voor die Rooi See gestaan het, Here, dit voel asof ek so voor die Rooi See staan. Maar Here, dit was nie vir U onmoontlik gewees toe nie. Toe Joshua voor Jerigo kom, ons ken die storie. Niks is vir ons God onmoontlik nie. Ons sien nie altyd dadelik nie, maar is so belangrik om te onthou.